Is altyd 'n uitdaging met kuierings. Hoeveel vleis, hoeveel vet. En party plekke verkoop vir jou klaar gesnyde kuierings. Maar in elk geval. Ek het maar so in die tyd geleer om my eie goed te maak, jy weet. En ek maak 2 kilogram. Ek gebruik omtrent 2 kilogram. So hier kan jy sien, waar's 'n kilogram. Nou by party slaghuise vra jy vir backfat, vark backfat. Ander vra jy vir spek. Hulle het verskillende name daarvoor. Jy soek net daai rugvet van die vark. Party gee dit vir jou, dan is daar vel aan gee vir jou sonder vel en so. So ek koop 'n kilogram, kom ons noem dit dan maar spek. En dan kyk ek by die varkvleis. Nou, party slaghuise, hulle het wat hulle noem pork trimmings. Jy kan dit koop. Jy weet, dis 'n stukkies vleis wat hulle afsny as hulle die snitte skoonmaak en so. Pork trimmings. Ek koop deesdae maar die potjiekos pakkies. Daar kan jy sien 2 pakkies. Die boonste pakkie is die potjiekos pakkie wat ek gekoop het by Food Lovers. En die onderste een is 'n potjiekos pakkie wat ek gekoop het by Spar. Nou, jy wil nie te duur vleis koop nie, want in die verlede het ek altyd my kuierings gemaak met die, jy weet, met die pork belly, maar pork belly het so duur geword, dis nie regtig meer die moeite werd om dit vir kuierings te gebruik, so 'n bietjie 'n waste, in elk geval. So ek koop die potjiekos mix, en dan moet ek dit nou maar, dan verwerk ek dit reg. Maar nou gaan ek vir julle hier wys met die sny van die goed. Dis baie belangrik. Jy moet die sny van die goed, die dinge reg doen. Nou hier is die spek. Ek sny daai spek, want jy kry dit is gewoonlik sulke repe. Dan sny ek dit in 'n strip wat omtrent so dik breed is soos my duim. En dan sny ek dit in blokkies wat so groot is soos my duim se punt. Moet nou nie jy weet, gemotiveerd voel en nie goed te klein te sny nie, hoor. Want dit braai weg. Jy sal sien wat word van hierdie. So dis die size waarin ek dit sny. Hier is nou 'n stukkie onder wat nou lyk of hy baie groot is, maar nie, hy is 2 stukke, hulle plak maar net aan mekaar vas. Dis soos ek dit sny. En jy doen dieselfde met die vleis. In elk geval. So ek vat dan daai spek, die vet, en ek gooi dit eerste in my pot. Ek gebruik, jy weet, 'n 3-pot potjie wat so nie pote het nie, want hy is nou gemaak om op 'n stoof te gebruik. Die rede hoekom ek gebruik is, die blerrie goed kan kwaai spat, hoor. Dan gooi ek die spek in en ek begin dit braai. Moenie die pot te warm maak nie, so middelslag hitte. As jy te warm maak, dan gaan jy dit brand. Dan braai ek daai spek uit, totdat daar baie free vet is. Jy kan sien hoe klein daai blokkies nou al geword word. Terwyl daai eerste sarsie, terwyl daai spek braai, dan sny ek my vleis. Die kan nou slim wees en alles voor die tyd doen, voor jy begin en so. Maar in elk geval, ek doen dit nou maar so. Dan sny ek die vleis op. Nou kyk mooi daarna. Ek sien nou, ek sny dit in sulke stukkies. Weer 'n keer, dit is omtrent so groot soos my duim se punt. En jou vinger se punt, maar moenie kleiner gaan nie. Sny ek die vleis op in stukkies. En dan is die vet nou uitgebraai is al. Dat hulle lyk soos daar, dan gooi ek nou daai vleis by. Nou gaan dit in jou pot so lyk, so sop lyk. Moenie worry nie, moet dan niks tune nie, moenie die vlam kleiner maak nie, niks nie. Jy kan hier sien by die kante steek van die spek uit wat nou al bruin begin braai het. Nou het ek die vleis ingegooi. Hoekom doen ek dit so? Want jy wil graag hê die vleis moet in die diep vet braai, dat die vleis ook lekker crispy is. As jy alles reg van die begin af saam ingooi, dit werk nie vir my lekker uit nie, want dan raak daai vleis, kan verskriklik hard raak. So ek soek daai diep vet, soos ek die vleis ingooi, laat die vleis in vet braai. En dan, nou, ek staan nie daar en hou my pot dop nie. As ek daai ingooi, ek stel my
horlosie op my foon vir 20 minute. Dan gaan ek aan met my ander goed. En dan na 20 minute gaan die alarm af. Dan moet jy nou verstaan. Die eerste 20 minute gaan dit nou wees om van die water ontslae te raak wat binne in die vleis is. Dis wat gaan gebeur. Maar jy moet versigtig wees. Elke keer as jy terugkom na die pot toe om die goed te roer, want jy moet dit goed roer, anders braai dit so in klonte vas. Elke keer wanneer jy dit begin roer, die boonstes vorm half 'n deksel. En die oomblik wat jy daai deksel breek met die lepel, dan fucking spar hy goed. Jy moet versigtig wees met dit. Ek gebruik so lang houtlepel en ek draai hom hier so van die kant af, net om van die stoom en goed ontslae te raak. Want anders is, jy kan jouself, ek het myself al gepiet so. So vir 20 minute, na 20 minute, dan lyk daai vleis storie, dan lyk hy nou so. Daar kan jy nou sien. Die water is weg, en die vleisies begin te braai. Maar jy kan sien, daar's geweldig baie borrels, maar dit is nie klein borrels, dit is redelik groot borrels. Nou, jy kan jou weet ek bruine werk op gas. Jy kan hom nog so klein bietjie stadiger maak, want wat jy nie wil hê nie, is jy wil nie hê die ding moet so warm word, dat die vet begin rook nie. Jy moet nie dit doen. En maak seker jy roer die goed baie goed. Roer dit baie goed, want anders is klou die kuiings aan mekaar vas. En dis nie altyd so, jy weet, ek hou nie van dit nie. Maar op die einde van die dag, moet jy geduld hê, dan moet dit nie jaag nie. Ek hoor van ouens wat sommer in 'n pan wil weggeë. Ek weet nie waar kry hulle die kats om dit in 'n pan te braai nie hoor. Ek sal dit vat nie in 'n pan braai nie. So die foto wat julle nou daar sien, dis nou na die eerste 20 minute sessie, die water is alles weg en die vleis begin braai. Dan op die volgende 20 minute sessie, aan die einde van die volgende 20 minute, dan lyk die pot so. Nou kan jy sien, alles is besig om lekker bruin te word. Maar jy kan sien, daar's nog lekker baie borrels so. Solank daar borrels is, as daar baie borrels is, om jy weet, die goed braai nog hoor. In elk geval. En dan hier kom na die laaste 20 minute. Dan lyk dit so. Na die laaste 20 minute lyk dit so. En nou kan jy ook sien, die pot is aan die kant, is dit kalm, hier in die binnekant is so 'n bietjie borreltjies en so. So hierdie goed is nou klaar. Jy kan dit nog verder laat gaan, as jy wil. Maar dan loop jy die gevaar dat veral die stukkies wat vel aan het en so, kan verskriklik fucking hard word. En dit is nie vir my aangenaam nie. Partykeer maak ek ook maar 'n fok op en dan braai die goed te veel, jy weet, maar daai was die stadium. Ek sê, right, julle is reg. Nou kan hulle uitkom. Nou wat ek dan doen, is, ek skep dit uit in 'n bak, met handdoekpapier onderin, met 'n soos lepel wat soos 'n sif lyk. En dan gooi ek 'n laag in die bak, en dan spice ek dit. Hierdie spesifiek het ek met Robertson's Spice for Rice en Chicken Spice gespice. Jy kan enige spice gebruik wat jy wil. Ek gooi nooit sout op nie. Ek gebruik maar die speserye om die soutigheid te. Maar ek gebruik die spice, maar die Chicken Spice en die Spice for Rice is nogal 'n lekker mix vir die kuiings vir my. En dan gooi ek die speserye en dan sit ek die volgende laag op, dan gooi ek die speserye. Dit is gewoonlik so 2 lae wat ek kry uit my kooksel wat ek kook. En nou hier is nou 'n ding. Kuiings is op sy lekkerste by kamertemperatuur. As hy so warm daar uitkom uit die oonte, jy weet, uit die vet uit en so. Ja, hy proe lekker en so, maar is nog nie lekker crispy nie, jy weet. Hy is nie crispy nie. As hy kamertemperatuur toe kom, dan is hy crispy. Dan vir fuck's sake, moet nie die goed in die yskas sit nie, dan is hy moer toe. As jou kuiings in die yskas sit, is het gone, maar dan word hy soggy. So moet nie in die yskas sit. Ek gaan vir julle wys hoe ek my kuiings bære. So bære ek my kuiings. En so ligdigte bottel. Dis die groot koffiebottels. Hierdie koffie wat ek gebruik, Douwe Egberts, die groote. Dis aan die regterkant. Dit is waarin ek die kuiings sit. Die linkerkant, wat jy daar sien,
is hierdie session spesifiek se vet wat uitgebraai het. Nou daai, dis hoekom ek begin kuiings maak het, omdat ek varkvet gesoek het. Ek gebruik daai varkvet in alles wat ek braai. Eiers, enigiets, vleis, enigiets wat ek in die tande braai. Mens, waar jy altyd kookolie sou gebruik het of so, of margarine of wat moet net nie margarine, maar in elk geval, hy sou so dit doen, maar dis bad news om dit te doen. Is giftig en party mense braai in olyfolie, vloek. Jy weet nie hoe werk hulle daai een uit nie, maar in elk geval is daai varkvet. Dis waarna ek die eiers braai, dis alles wat ek braai in panne en so. Plus ek gebruik dit as ek souse maak. Vat so byvoorbeeld sê 3 eetlepels van daai, dan maak ek dit warm in die pan en dan gooi ek meel op en dan roer dit in totdat hulle noem dit 'n roux, so pasta wat jy maak. En jy het nou jou sopspys, jy weet jou sousspesserye en al die goeters is daar. Dis maar die basis van 'n sop of 'n sous of whatever. Ek bak ook my scones bak ek met dit. As ek beskuit bak ek met dit in plaas van botter of margarine. In elk geval, maar dit is soos ek daarvan hou. Dis hoekom jy sal sien, hoekom ek nie speserye in die pot gooi as ek my kuiings uitbraai nie. Want ek wil nie speserye daarin hê nie. Want dan het hierdie vet waar speserye smaak. En dit is waar agter ek is. Ek voer ook die vet vir my honde. Okay, jy moet onthou, ek maak eenmal 'n week kuiing, so ek het moer baie varkvet. Nou, ek gee vir my honde die varkvet op hulle, jy weet, soms roer dit in saam met hulle pille. En natuurlik, hulle is lief daarvoor en dis goed om dit te doen, want anders het, jy weet, ek het net te veel vet, jy weet, ek het net besluit, ek gee dit nie, in verlede het ek vir die vloerplanke gegee en so, ek gee vir hulle fokol, niks, ek gee hulle pyn niks, so, in elk geval, so daar is die final, en dan gaan ek vir jou wys, gistermiddag, ek was swak gewees, in elk geval, en ek het net gevoel, kyk, nou moet ek iets solid kry in my maag kry, en toe maak ek vir my hierdie treat, 'n potjie slappap, en sit ek bietjie botter daarin, en heuning, en kuiings, net so. Vir my is dit koningskos. Nou ja, ek hoop julle vind value.